Jesaja 28 vers 23. Dit lees as volg: Gee aandag en luister na my stem. Gee ag en luister na my woorde. Sal 'n boer die hele tyd ploeg om te saai? Sal hy aanhou voortjies maak en sy grond gelyk werk? Sal hy nie, as hy die oppervlakte gelyk gemaak het, swart komyn strooi en komyns uitsaai, koring in rye plant en gaars waar dit hoort, en speld aan die kant nie. Sy God het hom die regte manier geleer, hom onderrig. Swart komyn word tog nie met 'n dorsplank gedors nie, en die wiel van 'n wa word nie oor komyn gerol nie. Nee, swart komyn word met 'n stok uitgeklop, en komyn met 'n staaf. Broodkoring word fyn gestamp, daar word nie vir ewig aangehou om dit uit te trap nie. As iemand sy waawiele en perde daaroor laat gaan, laat hy dit tog nie fyn trap nie. Ook dit het sy oorsprong by die Here, heerser oor alle magte. Hy voer 'n plan wonderbaarlik uit. Hy doen dit met groot vindingrykheid. Tot sover. Ons gaan aan met die reeks oor God die Vader. En ons is in Hebreërs 12 vanoggend. En die tema is vaderlike dissipline. Nou daar is eintlik twee tipes dissipline, wil ek net gou sê voor ek eintlik nou begin. Daar is korrektiewe dissipline, jy doen verkeerd, die kind doen verkeerd, die pa tigtig die kind. Dan is daar formatiewe dissipline, jy is in die army. Jy moet vroeg opstaan en jou bed opmaak en jou skoene poleer. Jy is 'n atleet en jy oefen hard en jy staan vroeg op en jy eet reg en jy word moeg van oefening en is pynlik, maar jy maak gereed vir die comrades sodat jy dit kan voltooi. Nou ek gaan net oor die eerste soort dissipline praat. Die tweede soort formatief, die Here leer jou net om gedissiplineerd te lewe as 'n Christen. Hy gee jou nie pak slaaf vir iets wat jy verkeerd gedoen het noodwendig nie. Ek gaan net oor die een preek waar jy jou tigtig vir wanneer jy verkeerd doen. Jy moet maar die toepassings maak vir swaar kry in jou lewe, maar is nie vir sonde nie, en wat is die Here mee besig? Jy sal dit kan aflei uit die gedeelte. Kom ons bid saam. Here, ons maak nou ons harte stil voor U. U is ons Vader en ons is U kinders. En ons wil hoor wat U vir ons sê oor dissipline in ons lewe, vernaamlik wanneer ons van die pad afdwaal en U moeilike dinge in ons lewe bring om ons aandag te kry en ons terug te bring na U toe. Leer en lei ons nou vanoggend in Jesus naam. Amen. Gideon het elke maand hy 'n manne-ontbyt. En ek dink dit was dit laas jaar of die vorige, toe het hy 'n man genooi om te kom praat, getuienis te gee. Hierdie man was betrokke in 'n vals lering. En die lering se naam is The Hebrew Roots Movement. Dit sluip nou oral in kerke in. Jy moet eers 'n Jood word voor jy Christen kan word. Jy weet, jy moet nou eers Jesus se naam in Hebreëus sê en Yahweh sê en nie net Here nie, en jy moet Elohim sê en jy moet die Ou Testament feeste vier en jy moet op Saterdag kerk toe gaan en jy moet besny word. Jy weet, so jy moet nou terugkeer na die wet van Moses voor jy nou by die evangelie kan uitkom. Dis maar net die Galasiër dwaallering. Hulle sien dat die jonger boetie het die ouer boetie se jas aan en die knope is bietjie skeef aan, maar dis eintlik maar die dwaaling wat Paulus aanspreek in Galasiërs. En so wat hierdie ou toe gedoen het, is hy dieper en dieper in hierdie dwaling betrokke geraak en hy het Hebreëus geleer en so aan. En toe kom dit op 'n punt wat mense begin sê het, Jesus is nie God nie. En toe hulle dit sê, toe dink hy nou het ons te ver gegaan. En die Here uit sy genade het hom toe gered uit daai hele dwaling uit daai vals lering uit. Maar dis presies die fout wat hierdie Hebreër Christene gemaak het.
Want hulle is vervolg vir hulle geloof. Ons lees dit in hoofstuk 10, in vers 34 byvoorbeeld, 34-35, wat hulle vervolg is, hulle het hulle eiendom verloor, hulle het jou plaas kom vat, hulle het jou huis kom vat, jy het jou werk verloor, van hulle was in die tronk, sê Hebreërs 13, ek dink vers 3, en hulle is Hebreërs onthou, 'n Hebreër is 'n Jood, so hulle is Hebreërs, hulle is Israeliete, wat nou Christene geword het, hulle het in Jesus geglo, en nou word hulle vervolg deur aan die Jode, en hulle kom op 'n punt dat hulle dink is te moeilik. Dit is te moeilik, ons kan nie meer aanhou nie, nou wil hulle doen wat daai oor die manne ontbyt gesê het, wat jy uiteindelik versoek word om Jesus te versaak, om jou rug op Jesus te draai, gaan maar liewer terug na die diereoffers toe, gaan terug tempel toe, waar die priesters vir jou 'n lam slag, en jy bring maar 'n lam vir Jesus is nie die lam van God nie, dit is te moeilik om Jesus te volg, ons gaan in die tronk gestop word vir sy naam. En nou skryf hierdie outeur, skryf hy nou hierdie brief, Hebreërs, om hulle te sê, moenie wegdraai van Jesus nie. Niemand is groter as Jesus nie. En dan, jy kan net Hebreërs op jou eie tyd lees, en dan sal jy sien, hy sê oor en oor, Jesus is groter as, Jesus is groter as. Die heel eerste vers, die eerste 2 verse van die brief, Jesus is groter as die profete. Jesus is groter as die engele, sê hoofstuk 1. Jesus is groter as Moses. Jesus is groter as Aaron. Jesus is groter as die priesters uit die stam van Levi. Jesus is groter as die bokke en die bulle en die skape wat geslag is, die diereoffers. Jesus is groter as Josua. Jesus is groter as die beloofde land. Hy's groter as die Sabbat. Hy's groter as die bloed van Abel. Hy's groter as die geloofshelde. Hy's groter as die Ou Testament, want hier's 'n Nuwe Testament. Dis 'n nuwe verbond. Hy's groter as die tent wat hulle opgeslaan het, die tabernakel of die tempel. Hy's groter as almal. Hy's groter as alles. Hoekom wil julle teruggaan na die goed wat kleiner is as Jesus? Julle het nou die volheid. En selfs die geloofshelde. Ons ken nou hoofstuk 11, nee, dis nou mos die Hall of Fame. Van al die geloofshelde in die Ou Testament. Wat sê daai hele hoofstuk van die Ou Testament gelowiges? Hulle het geglo. Hulle het geglo, hulle het geglo, in wie het hulle geglo? Hoofstuk 11 vers 26 en 27 sê, Moses het na Christus gekyk. En dan kom hy in hoofstuk 12, en dan sê hy, nou moet julle dieselfde doen. Jy hardloop hierdie wedloop, kyk na Jesus, kyk na Jesus, daar's die wenstreep, daar's die einddoel, kyk na Jesus, hy self het swaar gekry op aarde, hy self het deur bittere lyding gegaan aan die kruis vir ons sonde, maar hy het dit deurgegaan, hoekom? Want hy het geweet wat kom. So kyk na hom in hierdie wedloop. En wanneer hy die woord gebruik, kyk na hom, nou is ons in Hebreërs 12 vers 3, dan sê hy, dink inderdaad aan hom. Die Engels sê, die ESV sê, consider him. So dis nie net 'n kyk na Jesus nie, dis 'n mooi kyk na Jesus. Dis 'n versigtig, alles opweeg wat jy van Jesus lees in die Bybel. Dis 'n oordink, ten volle oordenking van Jesus. En as jy Jesus nie voor oë hou nie, as jy Jesus nie heeltyd voor oë hou in jou lewe nie, wat gaan gebeur? Jy gaan jou rug op hom draai. Jy gaan hom versaak. En daarmee bedoel ek nie, jy gaan ewe skielik môre nou, gaan jy begin vals dinge glo oor Jesus en dwaallering oor Jesus glo en dan Jesus verwerp. Dis nie wat ek bedoel nie. Nee, dit gebeur stadig. Hy sê dit in hoofstuk 2. Hy sê jy dryf weg. Ons het in Jeffreys Bay, ons heel eerste vakansie wat ons daar gaan hou het, ek en Deidre en ons kinders, nie die tweede vakansie wat ons daar was, toe swem my kinders in die see. En toe kom 'n ou daar aangestap, sê, is dit jou kinders hierdie? Ek sê, ja. Hy sê, jy moet net hier swem nie. En hulle was nou so 13 en 12 en 10 jaar oud, of iets in daai lyn. Hy sê, kan jy jou kinders hier swem nie? Hy sê, sien jy waar die water so helder is hier? Dis 'n ripkurrent. Sê, daai ding sal jou binne 10 sekondes, sê 50 meter in die see in wees. En toe verduidelik hy vir my, hy sê, jy moet swem waar daar baie skuim is. Nou, ek het dit nie geweet nie, daai ou bly by die see, seker daar groot geword, hy kan die see lees. En so dis hoe dit gebeur in die Christelike lewe, jy is nie môre weg van Jesus af nie, hoe gebeur dit? Jy begin eers wegbly van die samekomste van die gelowiges. In hoofstuk 10 praat hy daarvan vers 25.
John Owen, 'n Puritan prediker 400 jaar gelede in Engeland, hy het gesê, "Those who forsake the assemblies forsake the worship of Christ." Jy kom nie meer saam om te bid nie, jy bly weg van die nagmaal. Jy kan nie onthou wanneer laas jy nagmaal gebruik het nie. Ag, maar dit maak nie saak nie. Nee, want jy het nie meer Jesus voor oë nie. Jy begin van Jesus vergeet, want die nagmaal wys ons na hom. Ons begin ons missie versaak in die kerk. Nou begin dit alles net lekker word in ons gemeente. Ons is by mekaar, ons is lekker om hier te wees en ons hoor die woord en ons sing saam en ons bly om mekaar te sien en ons bid saam. Maar ons vergeet wat ons missie, dit wat Paul laasweek gepreek het. Dat ons missie is om Jesus te verkondig aan die nasies. En ons prediking begin verander. En jy kry lering. En ons Bybellering, maar waar is Jesus in die prediking? Dis wat die Here vir my gewys het hierdie naweek. Waar is Christus? Ons doen nie meer wat Paulus gesê het, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te ken as Christus Jesus en hom as die gekruisigde nie. En so word dit in ons lewens. Jesus is nie meer alles nie. Hy is nie meer die senter van my lewe nie. En dan ons kan nie saam met Paulus sê in Galasiërs hoofstuk 6, ek het besluit, ek sal in niks anders roem nie, behalwe in Jesus en die kruis van Jesus Christus, deur wie ek vir die wêreld gekruisig is, die wêreld vir my. Ons kan nie sien wat Paulus sê in Galasiërs 3, die julle dwaase Galasiërs, wie het julle betower, wie het 'n spel op julle geplaas, who bewitched you, sê die Engels. Hoe is dit dat julle nie meer sien nie? Jesus Christus was dan voor julle afgeskilder as die gekruisigde. En ons begin Jesus mis. En ons leef nog ons Christelike lewe. Maar wat is 'n Christelike lewe sonder Christus? Dis geen Christelike lewe nie. En ons bely nie meer ons sonde nie. Want dis tog waar jy Jesus heeltyd sien, reg? Dis tog waar jy heeltyd die kruis voor oë hou, as jy oor en oor terugkom na die kruis om te sê, vergewe my, ek het teen U gesondig, reinig my opnuut deur die bloed van Jesus. Ons bely nie sonde nie, dalk is jy so, jy kan nie onthou wanneer laas jy jou sonde bely het nie. Voor die Here gebring het nie. En ons sien nie meer Jesus wat die advokaat is wat vir ons intree by die Vader nie. Want ons bid nie. En ons sien nie meer Jesus se voorbeeld. Wat Johannes sê, hy wat sê dat hy in Christus bly moet wandel soos Christus gewandel het. Want ons lees nie ons Bybel meer. Dalk as jy op daai plek, jy het jou Bybel begin afskeep en jy sien nie meer vir Jesus nie. En die enigste ding wat nou kan help, is waar ons vandag kom. Dissipline. Wanneer die Here ons moet dissiplineer, die Vader dissiplineer ons, want ons versaak Jesus. En die Vader weet, die rede hoekom hy ons dissiplineer, hy weet, 'n lewe weg van Jesus af is die pad van die dood. Dit gaan na die dood lei. En daarom tugtig hy jou, hy dissiplineer jou en my, want hy wil ons terugdraai na die kruis toe. Na die kruis waar ons vergifnis ontvang. Hy wil ons terugdraai na die kruis, want wanneer jy by die kruis staan, wanneer jy deur geloof terugkyk na die kruis, by die nagmaal byvoorbeeld, of wanneer jy jou sonde bely, of in die prediking, of ons sing van Jesus en van sy kruis, wanneer jy daar staan, dan sien jy, ek gaan deur 'n taai tyd, die Here dissiplineer my, maar nie naastenby volgens wat ek verdien nie. En dit sê hy in vers 4 vir hulle, jy het nog nie weerstand gebied teen al die mense wat teen jou kom, soos dat Jesus het nie, jy het nog nie jou bloed gestort nie. En dan sê jy, Jesus het sy bloed gestort, sy straf is baie groter, as wat ek nou deurgaan. En dan besef jy, Jesus het die slaag gevat vir jou. Ons dissipline is maar baie lig, volgens wat ons eintlik verdien. Jesus het daai slaag gevat, hy is gedissiplineer. En meer as gedissiplineer, hy het die wraak en die oordeel en die toorn gevat wat ons moet kry. Is dit nie wat 2 Samuel sê nie in Jesaja 53? Deur sy wonde daar genesing gekom. Die straf wat op ons moes kom, het op hom gekom. En Samuel sê, hy sal vir my 'n seun wees. Dis nou dis 'n profesie wat die Here vir Dawid gegee het. Onthou jy dit, waar hy vir Dawid sê, een van jou kinders gaan op die troon sit en vir ewig regeer. Ek sal vir my vader wees, hy sal vir my seun wees. En wanneer hy sonde doen, dan sal ek hom tugtig, ek sal hom dissiplineer met die slaaf van mense. Wat dink jy, maar Jesus het die sonde gedoen? Ja, maar ons het. En hy het die straf gevat op hom wat ons moes kry. En so kom die
kom jy na die kruis en nou word die kruis vir jou 'n plek van belydenis van sonde. En dit word 'n plek waar jy vergifnis ontvang. En dit word 'n plek van hoop en dit word 'n plek van dankbaarheid en dit word 'n plek van liefde waar jy weet ek het hom lief want hy het my eerste lief gehad. En dan word die kruis vir jou 'n motivering om gehoorsaam te wees en nie die pad van sonde te loop nie. Wat gebeur as die Here dit doen vir jou en hy dissiplineer jou en hy wys vir jou draai terug na Jesus en jy verwerp dit nog steeds? Dan is daar geen ander oplossing nie. Daar's geen ander hoop nie en dit is hoekom in hierdie boek Hebreërs op 5 plekke is daar bloedernstige waarskuwings, super streng waarskuwings. Dat daar geen vergifnis oorbly as jy al hierdie dinge weet en selfs na die Vader se dissipline jou rug op dit alles keer en jou pad van sonde voortgaan nie. So spit jy jou ore vanoggend vir die Vader se dissipline en wanneer die Vader jou tugtig. Kom ons lees Hebreërs 12 vers 5 tot 11. En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. Moenie, my seun, moenie die dissiplinering van die Here gering skat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy en hy straf elke seun wat hy aanneem. Verdra dit as tugtiging, want God behandel julle as seuns. Want watter seun word nie deur sy vader getug nie. Maar as julle sonder tugtiging is, waarvan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. Verder, ons het tog aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie. Want hulle het ons vir 'n kort rukkie getug volgens dit wat vir hulle reg gelyk het. Maar hy tot ons bes wil sodat ons deel kan kry aan sy heiligheid. Op 'n oomblik lyk elke tugtiging wel nie of dit blydskap bring nie, maar droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug op vir hulle wat daardeur ingeoefen is, 'n vrug van geregtigheid. So, God se tugtiging, God se dissipline, nommer 1, wat doen dit? God se tug wys jy is sy kind. Dis die doel. God se tug wys jy is sy kind, vers 5 tot 8. Het jy al ooit gesê, die Here sal jou nie iets gee wat te swaar is vir jou nie. Die Here sal jou nie iets gee wat jy nie kan dra nie. Waar staan dit in die Bybel? 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike nie. Daar's nie versoeking wat hy in jou lewe sal hê. Hy gaan nie toelaat dat jy versoek word bo jou kragte nie. Maar wat beproewing betref, sê 2 Korintiërs hoofstuk 1 vir ons, Paulus sê, ons het swaar kry beleef, toe ons in Asië was. Ons wil hê julle moet weet hoe erg dit was. Dit was so erg, ons wou net heeltemal opgee en sê, Here, maak ons liewer dood. Ons kan hierdie nie vat nie. Hy sê, dit was te swaar vir ons om te dra. Dit het gevoel of ons die doodstraf gekry het. Maar dit het gebeur sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies kan opwek. Nou die Vader weet, dit is baie keer nodig in jou en my lewe om pyn te ervaar. Wanneer ons sonde doen, is baie keer nodig om pyn te ervaar, om ons to stab you awake, om jou wakker te kry, om jou wakker te skud en te sê, jy is op 'n verkeerde pad. Sodat jy sal terugdraai, sodat jy na hom toe sal kom. Of baie keer bring hy dissipline in ons lewe, nie omdat ons afgedwaal het nie, maar omdat hy sien, hier's 'n versoeking vir ons om af te dwaal. Omdat hy sien, ons kan maklik afdwaal, of net om ons naby hom te hou. Psalm 119 vers 67. Voordat ek getugtig is, voordat ek swaar gekry het ek afgedwaal. Maar, nou onderhou ek die woord. Ek het 'n kursus bygewoon, en toe sê die ou wat die kursus aangebied het, toe sê hy, God se dissipline is 'n sweep, maar daai sweep tref jou nooit op jou rug nie.
Terwyl jy wegloop van die Here af, kom hy sweep so om en hy tref jou op die bors sodat jy moet terugdraai en daai kant toe hardloop, terug na die Here toe. Amper soos in The Pilgrim's Progress. John Bunyan het 'n boek geskryf amper 400 jaar gelede. En in daai boek dan sê John Bunyan van twee karakters. Die een se naam is Christen en die ander een se naam is Hoopvol. En Christen en Hoopvol, hulle vlug weg van die stad van verwoesting, vernietiging en is op pad na die hemelse stad toe. En terwyl hulle op die pad is, die herders het vir hulle gesê, wanneer julle by 'n vurk in die pad kom, haal net julle boek uit. Dan lees julle in die boek. Die boek sal vir jou sê watter pad om te kies. En toe hulle daar kom, toe staan hulle met die boek in die hand en hulle, hier's 'n vurk in die pad. Watter rigting is die pad na die hemelse stad? Sê hulle wel, en toe kom daar 'n man aan en hy's aangetrek soos 'n engel van die lig. En hy sê vir hulle, julle moet hierdie pad gaan, maar hy jok vir hulle. En toe gaan hulle daai pad en hulle beland in 'n net waarna hulle gevang het in hierdie struik. En hulle kan nie uit die net kom nie en toe kom daar 'n engel en hy help hulle uit die net uit en hy haal sy sweep uit en hy gee vir hulle 'n goeie pak slag. En hy sê, hoekom het julle nie geluister nie? Het die herders nie vir julle gesê, lees in die boek het die kaart, om vir julle te sê wat hulle het. Hoekom het julle nie gekyk nie, ons het vergeet. Die Here tugtig ons. Maar daai tug moet jy onthou, dis altyd gedryf deur liefde, nooit deur haat nie. Vers 6. Van die een vir wie die Here liefhet, tug hy, sê die teks vir ons. Openbaring 3 vers 19 sê Jesus, almal wat ek liefhet, bestraf ek en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Nou, party mense haat dit. Hulle haat die hele idee van God se dissipline. En selfs, ek het al mense wat bely dat hulle Jesus ken. Klomp jaar gelede, toe het ons, ek was 'n jaar in die gemeente, toe het ons 'n dissipline situasie. So 'n ou het saam met sy meisie gebly, in 'n sondige verhouding, en ons het met hom gepraat, ek het hom gaan sien en vir hom gesê, jy kan nie hierdie pad loop nie, die Here wil hê jy moet wegdraai, daai pad lei na die dood, hy wou nie luister nie. Toe praat die ouderlinge met hom, hy wou nie luister nie. Dis nou oor 'n kwessie van 'n paar maande. Uiteindelik, toe sê ons vir die gemeente, ons hou die lidmate agter, hier's wat aangaan, hierdie ou is een van ons gemeente, reik uit na hom, probeer met hom praat, hy wil nie luister wanneer ons praat nie, en bid asseblief saam. En toe is daar mense wat baie kwaad is vir my. En toe skryf iemand 'n brief vir my, liewe Iwer, en hulle CC dit vir die hele gemeente. CC die hele gemeente in, stuur die e-pos vir almal. Ons soek nie 'n kerk van dissipline nie, ons soek 'n God van liefde. Weet, baie sentimenteel, daar was niks Bybel in nie. Dit was maar net sentimenteel gewees. Of dit wat jy kry nou in sommige kerke, weet jy, dat ons het nou gay dominees, ons het gay lidmate, en dit maak nie saak nie, en jy kan saam met jou meisie ook bly as jy wil, dit maak nie saak nie, toetsbestuur eers die kar voor jy hom koop. En die hele dekmantel wat daai ding beskerm is, liefde. Jesus is liefde. God is liefde, maar hulle verstaan nie, dissipline is liefde. Jy sien wat daai mense vergeet, is vers 5. En julle het die aansporing wat julle as kinders aanspreek heeltemal vergeet. En dan haal hy Spreuke 3 aan. Hy sê vir hulle, het julle nie julle Bybel onthou nie? Het julle nie onthou wat die Bybel sê? Die Here tugtig. Hy is 'n God wat dissiplineer, net soos 'n pa sy kind dissiplineer. En as jy dit vergeet, as jy jou Bybel vergeet, weet jy wat gaan gebeur? Wanneer jy so 'n bietjie afdwaal en die Here bring 'n baie pynlike ding in jou lewe, dan gaan jy heeltemal ontnigter wees. Jy gaan sê, ek het glad nie verwag nie. Hoe kan die Here dit doen? Hoekom doen hy dit? Hoekom bring hy hierdie goed in my lewe? Ken die skrif en ken die Vader. As 'n Vader wat jou so lief het, hy sal nie net sê, ag, as jy nou maar daar met vuur wil speel, jy gaan brand, is jou probleem. Nee, hy het jou so lief, hy is jou tugtig om jou weg te hou van daai vuur. Weg van die muurprop, en jy nie jou vinger in die gat steek nie. En skok nie. As hy dit nie doen nie, dan gaan jy net onbewus bly. Onbewus, baie Christene is so. Hulle is heeltemal onbewus wanneer die Vader pyn in hulle lewe moet bring om hulle weg te draai van die dwaalweg. Hulle vra nie eers vir hulle self, tugtig die Here my miskien vir sonde nie. Nee, hulle vra dit glad nie. Waar die Here eintlik wil hê, ons moet vra.
En ons moet weet, hy tugtig ons. As jy nie weet, hy tugtig jou nie, hoe gaan jy wegdraai van sonde? Jy gaan jy mos nie bekeer nie, want jy dink nie, jy doen verkeerd nie. So jy moet verstaan, hy tugtig jou dikwels vir sonde. Ek het dit in die week ervaar. En Psalm 139 sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, 'n weg wat u hartseer maak, 'n weg wat verkeerd is en lei my op die ewige weg. En ek het die Here gevra, Here, hoekom bring u hierdie ding in my lewe? En toe kom wys die Here my. Hy het dit vir my in die nag gewys, my wakker gemaak. Onthou jy dit? En toe bely ek dit aan die Here en toe vergewe hy my. Want hy hou sy woord. Weet jy wat erger is dit? Erger is dit is as jy weet die Here dissiplineer jou en jy weet waarvoor, maar jy hou net aan. Luister wat sê Jeremia 2 vers 30. Jeremia hoofstuk 2 vers 30. Hier is wat die Here vir Israel sê. Hy dissiplineer die Israeliete en dan sê hy as volg vir hulle. Te vergeefs het ek julle kinders geslaan, teregwysing het hulle nie aanvaar nie. Te vergeefs het ek jou tugtig. Hulle aanvaar nie die tugtiging. Hulle het pyn en die Here wys vir hulle, hier's hoekom. Gaan net aan, gaan net aan. En as jy nie hoor nie, moet jy voel. 'n predikant het in Polokwane kom preek, Pietersburg, by 'n konferensie, ek het dit bygewoon. En toe is 'n Amerikaner, en toe sê hy vir ons, daar was 'n ou, hy het die ou gaan besoek in die hospitaal. Die ou het in hierdie pad van sonde en ongehoorsaamheid verval. Hy het net aangegaan hardkoppig, al het mense met hom gepraat. Toe val 'n haai hom aan. Hy beland in die hospitaal. Die predikant praat met hom en sê, draai weg van die verkeerde pad waarop jy is. 10 maande of 'n jaar later, toe val 'n beer hom aan. Hulle het gaan kamp. Nog steeds hou hy aan met sy weg van sonde. Hy het hom nie bekeer nie. Ons wil nie hê die Here moet so met ons praat nie. As hy praat, wil ons luister en ons ore spits. My pa het altyd gesê, die hitte onder die sitvlak styg op en dit smel die was in die ore. Amen. Dankie. Moenie soos 'n donkie wees nie. Moenie soos 'n perd wees of 'n muil. Jy moet eers 'n stang in die bek sit, anders te luister hy nie. Sê Psalm 32 vers 9. Doen wat vers 5 sê. My seun, moet die dissiplinering van die Here nie geringskat nie. Moet dit nie ligtelik opneem nie. God speel nie, jy moet ook nie, ek moet ook nie. Ons moet ernstig wees as die Here ons dissiplineer. 'n Sendeling het reg hier buite my huis vir my gesê. Daai sendeling se naam is Hendrik Groenewald. Klomp jaar terug, moes 2008 rond gewees het, toe sê hy vir my, learn your lessons well. En want dit was so 'n tyd gewees in my lewe en in ons gemeente. Sy learn your lessons well. As jy dit nie leer nie, gaan die Here jou weer deur dit vat. En dit is nie lekker nie. Nou, ek wil hier waarsku, want ek ken meeste van julle en ek ken myself. En party van julle is soos ek. Jy het 'n Eeyore persoonlikheid. Een vrou het myself Eeyore genoem. Sy het my so voorgestel in Nelspruit. Die dag, ek het seker 'n dag of 2 of 'n week, ek was nie by Nelspruit Baptiste Kerk, jeugleraar, nou net beroepsdoen toe, en kom ek aan en toe stap ons in die straat en sy sê, "Ai, kom ek stel jou voor, hierdie is ons nuwe jeugdominee Eeyore." Sê ek, "Is Iwer. Eeyore is die donkie en Winnie the Pooh." Jy weet, Eeyore het mos so 'n wolkie, dit reën net oor hom en die son skyn oral ander. Ore hang en die stert is af. Ja. So pas op, party van julle het 'n Eeyore persoonlikheid. En jou gevaar is, jy gaan dit nou oordoen. Enige iets moeilik in jou lewe gaan jy dink, ek moes seker een of ander sonde gedoen het, die Here straf my. En mense, hoekom straf die Here my? En dan begin jy krap hier binnekant en jy hou nie op nie. En dis al waar jy fokus en jy oordoen selfondersoek. En dis ook gevaarlik. Luister, God is nie 'n slegte vader nie. God is nie 'n slegte vader wat jou tugtig en jy het nie 'n idee hoekom nie. Dis mos 'n slegte pa. Slegte pa's
Gee die kind net 'n klap en die kind wonder, wat het ek nou gedoen? En die pa sê ook nooit vir die kind nie. Dan werk die dissipline mos nie, want die kind kan nie ophou doen wat jy sê hy verkeerd doen, want jy sê nie vir hom nie. God is nie so nie. God is 'n goeie Vader. Wanneer hy ons dissiplineer, dan weet ons hoekom hy ons dissiplineer. Jy vra hom, Here, wys my, hy wys vir jou. Hy sê vir jou, hier is hoekom ek jou dissiplineer, sodat jy jou kan bekeer. En dan buig jy jou nek onder die dissipline, en jy doen nie wat vers 5 sê nie. Vers 5, tweede deel, moenie moedeloos word nie. Wanneer jy deur die Here bestraf word, ek val hierdie ding so dikwels, maar ons word so moedeloos en skouers hang en vers 3 ook. Hy sê aan die einde, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. En dan sê hy dieselfde weer in vers 12. Daarom tel die slap hande en die lam knie op. Nie moedeloos word en die Here bring moeilike dinge in my lewe. Nee, gaan na hom toe en sê vergewe my. Hy het my gewys, hier is waar ek afgedwaal het en hy vergewe. Nou daar is mense wat hulle nie wil onderwerp aan tug nie. Wanneer die Here hulle dissiplineer, hulle weier, ek maak my nek styf. Nee, nou die paas en maas wat in die moederskamer is, hulle kinders is nog klein, maar hulle sal vir jou sê, hy kind kan nog nie eens praat nie, trek hy die rug styf, as jy nou die doek wil ruil, en hy wil nie nou 'n doek geruil hê nie. Wil die tug afgooi. En soms is ons so as Christene, nê, ons skop en skreeu wanneer die Here ons dissiplineer, wil nie stil sit om die dissipline te aanvaar en te onderwerp nie. Ek's kwaad vir die Here, kwaad vir die Here, en ek gaan nou net handdoek ingooi, is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Hy bring hierdie dinge in my lewe en ons onderwerp ons nie aan die Here se dissipline, aan die Vader se tugtiging nie. En daardeur, dan moet ons onsself begin vra, as ek regtig die Here se kind. As ek regtig die Here se kind. Kyk wat sê vers 8. Maar as julle sonder tugtiging is, waarvan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. As daar nie dissipline is nie, en jy onderwerp jy nie daaraan nie, dan moet jy vra, is ek die Here se kind? Ek gee mos nie ander mense se kinders pak slaan nie. Tugtig my eie kinders. Jy sien 'n egte kind, iemand wat regtig 'n kind van die Here is, wanneer die Here hulle dissiplineer, dis seer, en hulle huil, en is regte trane, en hulle worstel met die Here, en ek verstaan nie, dis oukei. Dis oukei om so te worstel, maar die regte kind van die Here doen vers 7, verdra dit as tugtiging. Hulle sê dis seer, dis nie lekker in die Here, maar ek buig my nek onder u tugtiging. Ek verstaan nie hoekom. U dit so erg gemaak nie, dit voel vir my baie erg. Maar ek weet, ek het nie gedoen wat u sê nie. Verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En die egte kind is selfs bereid om te sê, laat ek die gevolge dra. Daar was 'n jong man in Capitol Hill Baptist Church. En toe gaan hy na sy predikant toe en sê, ek wil jou laat weet, ek leef seksueel losbandig, ek is 'n lidmaat van hierdie gemeente. En ek besef, dis nie reg nie, die Here tugtig my. Ek wil jou vra as die predikant, sal jy dit asseblief voor die hele gemeente afkondig? Dis hoe ek geleef het tot nou. Want my vriende begin die Here spot, want hulle sê, kyk hoe leef Christene, ons wil nie 'n Christen wees nie. En ek wil hê dit moet publiek wees, sodat hulle sien, die kerk bly nie net stil en veer dit onder die mat in nie, daar's gevolge. Hy is bereid om gevolge te dra, die wat regtig kinders van die Here is. Hulle wil die tugtiging, hulle wil hulle onderwerp aan die tugtiging. Kyk vers 6 se einde. Hulle wil hê hierdie moet bekend wees. God straf elke seun wat hy aanneem. Hulle wil vers 7 publiek maak. God behandel julle as seuns. Hulle wil duidelik weet in hulle eie siel en vir almal sê ek se kind van die Here. Dis hoekom ek hierdie tugtiging deurgaan en dis hoekom ek my nek buig daaronder en nie skop teen dit nie. Tweede, God se tug vorm jou karakter. So die eerste een was dan, God se tug wys jy sy kind, en tweede een, sy tug vorm jou karakter in vers 9 tot 11. Ek moes eendag, een van my kinders, baie streng dissiplineer, vir 'n baie ernstige oortreding. En die oomblik toe ek daai kind dissiplineer, toe draai die kind om, en omhels my, en huil. Hoekom?
Hoekom het die kind nie gesê, ek praat nooit weer met pa nie? Hoekom het die kind my omhels en gehuil, en ek het ook trane gehad, en gesê, ek is lief vir jou, en die kind het gesê, ek is lief vir pa. Wat? Dis okay. Daai kind het geweet, dieselfde arm, die sterk arm wat my tugtig, is die arm wat my oor en oor help en liefhet en beskerm. Vers 9. Verder, ons het tog aardse vaders gehad wat ons getug het en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie. Hoekom vergeet ons dit met die Here? My kind het dit besef met my, maar ons vergeet dit met die Here. As hy ons tugtig, het jy al ooit hierdie gesê of dit gehoor dat iemand dit sê? Christene, hulle gaan deur moeilike tye en wat is hulle vraag? Ek wonder of ek gered is. Anders sal hierdie nie in my lewe, dan sal die Here nie dit in my lewe toegelaat het nie. En dan begin hulle die Here bevraagteken, hulle begin hulle redding bevraagteken, hulle dink die Vader het hulle nou weggegooi, die Vader verwerp hulle. Hierdie outeur van Hebreërs sê vir jou die teenoorgestelde is waar. Die feit dat jy gedissiplineer is juis om te wys, jy is sy kind. Dis hoekom hy dit bring, in vers 6 en 7. Kyk in vers 6 aan die einde, wie hy straf elke seun wat hy aanneem, vers 7, verdra dit as stigting, want God behandel julle as seuns. Die Here het jou nie vergeet nie. Hy het jou nie vergeet in die dissipline nie. Soos party ouers, jy kry maar slegte ouers in die wêreld, nie? Ek het 'n ma geken. As haar seuns ongehoorsaam is aan haar, of iets doen wat nou nie reg was nie, dan praat sy nie met hulle nie. Sy ignoreer hulle nie. En as die seun, ek was een keer daar, wat die seun vir sy ma iets wou vra, dan gaan sy net so, talk to the hand. Stilstype vir 'n week, maar praat nie met die kind nie. Dis nie ons Vader is nie. Hy is die Vader van geeste. Nou die 2020 vertaal dit as geestelike Vader. Wie van julle het 'n vertaling wat sê in vers 9, heel aan die einde in vers 9. Wie van julle se Bybel sê die Vader van geeste? The Father of Spirits. Okay, 'n paar van julle het 'n vertaling wat dit sê. Wat beteken dit, die Vader van geeste? Wel, ek interpreteer dit, ek verstaan dit om te beteken, nie net jou geestelike Vader nie, maar om te sê, hy is die Vader wat alle geeste geskep het. Engele en mense se geeste, en selfs die engele wat geval het, hy het hulle geskep, maar hulle het gerebelleer teen hom. Hy is die Vader van geeste. En as hy die een is wat jou gees geskep het, dan ken hy mos jou gees. En dis waar jy die diepste pyn voel, reg? Diepste pyn is nie jou hand wat jy gestamp het in die winter nie, teen die deurkusyn. Of wat se ander pyn, siekte. Die diepste pyn wat jy voel is binnekant, dis seer, dis so seer. En hy verstaan dit. Want hy is die Vader van geeste, hy ken jou gees. En omdat hy self 'n gees is, as hy die Vader van geeste is, beteken dit, hy self is 'n gees. God is gees. En dit beteken, hy is nie beperk deur 'n liggaam nie, maar hy woon binne in jou gees, deur sy Heilige Gees. En hy kom werk in jou gees, en hy kom help jou deur sy gees. Wanneer jy swak is, wanneer jy swaar kry, dan kom tel hy jou gees op, en hy kom tree in vir jou, en hy kom bid vir jou, sê Romeine 8 vir ons. En as dit sê, hy is die Vader van geeste, dan beteken dit, hy is bo, hy is verhewe bo alle geeste. Wat 'n soort gees is hy? Waar sal ek heen gaan van u gees? Waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, hy is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, van die oggend? Of gaan ek by die uiteindes van die see woon, ook daar sal u hand my lei en die regterhand my vashou. So hierdie Vader van geeste is oral. Hy is met elke een van sy kinders wanneer hy hulle dissiplineer. Hy het jou nie vergeet nie. Hy is daar. Hy gee om. Partykeer dink ons, dissipline beteken, hy het my gelos. Hoe het iemand gesê? The farmer is never nearer to the vine than when he is pruning it. Daai snoei is seer, maar hy is by jou. Hy is betrokke in jou lewe. Ook in daai pyn en daai eina. Voel die Here vir jou ver. As jy iemand hier vandag, dis hoe jy voel vandag. Die Here voel ver. My Vader voel ver.
en jy vrees, hierdie tugtiging gaan my breek. Hy gaan jou nie breek nie. Hy gaan die teenoorgestelde doen. Hy wil jou wegvat van daai pad wat jou gaan breek. Dis hoekom hy jou tugtig. Hy wil jou die pad van die lewe laat smaak. Kyk in vers 9 aan die einde. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie. Die pad van die lewe. Romeine hoofstuk 5 sê Paulus 'n soortgelyke ietsie in vers 3 en 4. Romeine 5 vers 3 sê, maar dis nie al nie, ons beroem ons ook op ons verdrukking, ons swaar kry, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop, hoop, die hoop van die lewe, daai swaar kry, dit wat nie lekker is vir jou nie, amper soos Aslan is 'n baie groot leeu, en hy's 'n goeie leeu. Maar een nag, toe ry 2 jong mense op hulle perde, en is in 'n woestyn en is gevaarlik, en hulle moet 'n boodskap betyds by 'n sekere koning kry, en toe hoor hulle 'n leeu brul, en die perde skrik en hulle hardloop, en toe is die leeu amper op hulle, en daai leeu is so op die hake van die perde, en hulle hardloop, en hulle kom toe betyds, hulle toe onder die leeu uitgehardloop, en hulle kom toe betyds by die koning aan, en 'n rukkie na hulle daar was die boodskap afgelewer, gedoen wat hulle moes doen, toe kom Aslan, die groot leeu. En toe sê hy, ek was daai leeu wat julle gejaag het in die woestyn. Wat? Hoekom? Om julle uit gevaar te kry. En sodat julle sou dit nie betyds maak by die koning nie. Dit het vir die perde 'n tweede asem gegee, bietjie adrenalien het ingeskop, sodat hulle vinniger sou hardloop, want julle moes daai boodskap by die koning kry. En dis wat die Here met ons doen. Ons dink die leeu het my gejaag. Dis die Here wat ons weg van die gevaar wil kry. Sê jy miskien vandag, ek wens net die Here wil my laat doodgaan. Jy soos Elia, jy sit daar onder die bos, jy wil net doodgaan. Ek wens dit my wegvat uit hierdie lewe, want hierdie swaar kry hou net aan en aan, wanneer gaan dit eindig? Tugtiging word uitgerek. Ek wil vir jou sê, jy gaan binnekort vers 10 sê. Ons ouers het ons vir 'n kort rukkie getugtig, paar jaar wat jy op skool was, volgens dit wat vir hulle reg gelyk het, maar God tugtig ons tot ons beswil, sodat ons kan deel kry aan sy heiligheid. Hy gaan jou transformeer deur hierdie, hy gaan jou verander, en eendag wanneer jy by hom is, en jy's voor sy troon, by jou Vader, dan gaan jy sê, daai swaar kry was so moeilik geweest, maar dit is nou so lig, vergelykend met die gewig van heerlikheid, en blydskap en vrede wat ek nou beleef. En dan gaan jy weet, jy gaan dan terugkyk en sê, sy tugtiging was perfek geweest. Hy het perfek getugtig. Dit is nie soos ouers wat hulle kinders tugtig, maar eintlik moes hulle nie. Ek kan van my pa en ma vertel, hulle is vanoggend hier. En dit was nie hulle skuld nie, dit was my skuld. Eendag toe kom my ma, en die bediende, ek het al hierdie storie lank terug vertel, die bediende het in die tuin so 'n goue lepel gekry, daai wat jy mos gaan koop by plekke as 'n souvenir, en hy hierdie dorpie se of hierdie familienaam se ding op goue lepel, en ek het daai ding so gemaak tot hy gebreek het en begrawe kom in die tuin. Kom die bediende, sy sê vir my ma, ek het hierdie in die tuin gekry, die vrou wat in die tuin werk. My ma laai ons 4 kinders, daar staan soos soldate, soos troepe in 'n ry, en sy sê, wie van julle het dit gedoen? Ek bly doodstil. My sussie huil, sy is die jongste, toe kry sy pak slag. Ja, ek het nou al jammer gesê. Of my broer, ons speel met die Labrador in die kamer, en ons maak die Labrador opgewonde. Hy moet nie eintlik so in die huis speel nie. Hy hardloop so, hy is verskriklik opgewonde, hardloop so in die kamer, spring op die bed, spring van die bed af, hardloop, en daar so 'n houtpaneel, wat die 2 kamers van mekaar skei, en hy hardloop in daai ding vas, en hy gooi daai hele ding om. En my pa kom ook in, wie het dit gedoen? En almal van ons bly net stil. En my broer sê, maar ek. En toe kry hy die pak slaag namens ons. Wel, vers 10 sê, want julle is vir 'n kort tydjie getug, volgens dit wat vir julle ouers reg gelyk het. So hulle het foute gemaak, maar God maak nooit 'n fout nie. Ons hemelse Vader maak nooit 'n fout nie. Hy tugtig jou en my nooit onnodig nie. En hy weet presies hoekom. Vers 10 sê dit, hoeveel te meer ons Vader. Dat ons aan hom onderwerp, hy tug ons tot ons beswil. Hy weet wat goed is vir jou. Wie van julle, toe Rolf gelees het,
daai stuk in Jesaja van die boer, en dan saai hy hierso en hy ploeg, en hy hou nie aan ploeg nie, en hy breek nie die grond op nie, en dan oes hy die komyn en die swart komyn en die koring en die gars, en dan slaan hy hierdie een uit met 'n stok, en hy ry die waawiel oor daai een om dit fyn te maak vir brood, maar hy hou nie aan nie dat dit nie te fyn moet word. Wie van julle het gewonder, wat op aarde waaroor gaan dit? Het gaan oor dissipline. God weet, hierdie Christen dissiplineer ek so. Ek moet nie te lank aanhou nie, anders gaan ek hierdie een breek. Hierdie dissipline moet nou ingekort, dis nou die einde daarvan. Of hierdie dissipline moet nog so bietjie aangaan. Die Here weet hoe lank jy gedissiplineer moet word en ek, wanneer jy moet stop, hoe hy dit moet doen. Hy tig ons altyd tot ons beswil. Hy sit daai goud in die vuur, want daar's onsuiverheid hier binne. Hy moet dit uitkry, sodat die goud suiwer kan word. En hy wil ons vorm na die beeld van Jesus. Hy werk dit ten goeie mee. So is die pyn vir jou te erg. Voel jy ek wil opgee. Dit is te erg vir my. Jy weet wat gebeur in Kenia, nee? En in Tanzanië in die Serengeti. Daai berg wat hulle noem the Mountain of God. Oldoinyo Lengai. Mountain of God. As daai vulkaan ontplof, wat gebeur met die graslande? Daai vulkaniese as skroei als vrek. Wat gebeur dan met daai grond? Dit word die mees vrugbare grond op aarde. So ja, die tugtiging is seer, maar die Here produseer vrug, soos vers 11 vir jou sê. Op die oomblik lyk al hierdie tugtiging na 'n saak van pyn eerder as van droefheid eerder as van blydskap, maar later lewer dit die vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Vir die wat geoefen is, hy snoei die wingerd, daai wingerd gaan baie vrug dra. Jy is die atleet en dis pynlik en die bene is seer van al die fietsry. Nee, en die asem is kort en die longe brand, maar jy druk hom en jy druk hom en jy druk hom, want jy weet dit gaan jou fiks maak, daai dissipline. En dis wat die Here met ons doen in ons dig ook, wanneer hy ons dissiplineer. Watter kinders word die mees afgeronde volwassenes? Is daai kinders, hulle ouers, het hulle baie lief gehad en hulle getrou getugtig. En dis hoe ons sal word. Vredevolle vrug van geregtigheid dra. Laat ek hiermee afsluit. Om net te sê dat die Here se tug, die Vader se tug, lei uiteindelik tot 'n lewe van, sê vers 12, vers 11, die vredevolle vrug van geregtigheid, lei tot 'n lewe van rus, tot 'n lewe van vrede in die Vader. Daai Christene wat jy sien, hulle die storm woed om hulle, maar hulle is rustig. Waar het hulle dit geleer? Ja, daai tugtiging oor en oor, en het hulle nek gebuig. Ek het dit ervaar. Wat het Pieter Du Plessis gepreek, 'n paar weke terug? Die stok en staf. Nee, die stok en staf tug my. Nee, vertroos my. Want is deur daai staf wat ons gedissiplineer word waar die troos kom. Al lyk dit nie op die oomblik vir jou en my so nie. En dan word jy soos daai siek kind. Hy's baie siek, maar hy voel 100% rustig by sy pa. Hoekom? Want hy weet, my pa is die nommer 1 spesialis in die wêreld vir hierdie einste siekte wat ek het. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord wat u ons gee. En u weet nou na wie se hart moes hierdie woord gaan vanoggend soos 'n pyl. Hier staan ek. Seker nommer 1, voor in die koor. Hierdie woord moes na my eie hart kom soos 'n pyl. Dankie daarvoor, Here. U is genadig, maar gee u dan die tugtiging en met die een hand en hou ook asseblief 'n roomys in die ander hand. Hou ook asseblief die salf wat troos, die salf van Golgotha. In Jesus naam. Amen.